Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir ons samesyn in hierdie oggend. Dankie Here dat ons as gemeente weer kan saamkom. Here, so vinnig is ons weer aan die einde van nog 'n maand. En terwyl ons die einde van hierdie maand so sien aan 'n einde kom, weet ons ook Here dat hierdie jaar is weg. 2025 Here het gekom en gegaan. Maar Here, ons eer U vir die woorde wat U uitgespreek het. Sonder U kan ons niks doen. En ons is dankbaar, Here, vir alles wat ons in hierdie tyd kon doen, binne U mag, binne U krag. Ons is dankbaar, Here, dat U ons deurgedraai tot nou toe. Ons is dankbaar, Here, vir U genade wat so oorvloediglik oor ons lewens vloei. Ons dank U, Here, vir elke liewe aspek daarvan. En ons bring U alleen die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Maar as gemeente, Here, is ons vermoeid. As gemeente, Here, kom dink ons in hierdie oggend baie naby aan Tannie Alta en oom Joggie en die gesin, die kleintjies, Here, wat vir oupa aan die dood afgestaan het. Ons kom vra, Here, dat U hulle asseblief naby sal wees. Ons kom vra, Here, dat U hulle asseblief sal deurdra in hierdie moeilike tyd. Ons dink aan Tannie Joey, Here. Ons weet nie wat U plan is nie. Ons weet nie waarmee U besig is in haar lewe nie. Maar Here, sal U haar ook asseblief kom omvou. Ons dink aan Menzel, Here, wat in 'n baie moeilike tyd ingaan. En ek is seker, Here, dat daardie mamma hart het klomp vrese en bekommernisse. Veral vir haar gesin, Here, vir wie sy vir 2 weke geïsoleer moet wees. Here, ek kan myself nie indink om myself in haar skoene te plaas nie, maar Here, baie dankie dat ons ook weet dat sy nie alleen gaan wees nie. En ons eer U daarvoor. En so ook, Here, vir elke liewe persoon wat dalk nie 'n kwaal in hulle onmiddellike hart tentoonstel nie. Kom vra ons, Here, dat U hulle asseblief naby wees. Here, U ken ons hartsbegeertes, U weet waardeur ons gaan. U ken elke liewe aspek. En sal U ons asseblief ook daarin kom ontmoet. En ook nou, Here, met die lees van U woord en dit wat Salomo deurgegaan, en dankie Here dat U woord tydloos is, dat dit nie beperk is tot op 'n sekere plek of 'n sekere tyd nie, maar Here, dat ons hierdie skrif ook so deur die leiding van die Here Jesus kan neem en U stem kan hoor in hierdie oggend. Here Jesus, sal U ook verheerlik word in en deur dit alles. Dankie Here vir U goedheid, dankie Here vir U guns, dankie Here dat ons hierdie geleentheid nou by U voete kan kom neerlaat en ons vra net, Here, in diepe afhanklikheid, laat U wil in en deur dit alles geskied. Ons bid dit alleen in die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. Goed, geliefdes, ons wil U aandag vestig op sommer die eerste vers. Die eerste vers Salomo skryf daar en hy sê, daarna weer het ek gesien al die verdrukking wat onder die son plaasvind en kyk, daar was trane van verdruktes en vir hulle was daar geen trooster nie en aan die kant van hulle verdrukkers was mag, maar daar was vir hulle geen trooster nie. Na aanleiding van dit, geliefdes, wil ons graag met u praat onder die tema om die boosheid van die lewe te verstaan en God daarin te vind. Die boosheid van die lewe te verstaan en God daarin te vind. Geliefdes, is dit verkeerd vir ons wanneer ons deur omstandighede gaan om vir die Here te vra hoekom? Wat sou u sê? Is dit verkeerd? Dit is nie verkeerd nie. Dawid het talle keer vir die Here gevra, Here, hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom gebeur daar slegte dinge in die wêreld? Here, hoekom gaan dit goed met hulle wat u nie dien nie? Maar Here, met ons, wat u dien, wat u najaag, Here, dit voel asof ons krepeer. Hoe baie het u nie so gevoel nie, geliefdes? As ons na die wêreld daar buite rondkyk, net ons hoef nie eens ver te kyk nie.
Ons kan net Spar toe gaan en daar in die parkeerarea staan. En ons kan baie keer sien hoe dat mense verdruk is, sodat mense in 'n staat van bejammering is. Omstandighede wat hulle self net nie kan uitkry nie. Omstandighede wat hulle baie keer hulle self nie eers voorsien het hoe hulle daar gekom het nie. Weet jy hoe baie mense is daar hier buite wat rondloop met dieselfde gesindheid wat vra, Here, hoekom? Here, ek verstaan nie hierdie oomblik, hierdie tydstip in my lewe nie. Here, ek verstaan nie die omstandighede waarin ek myself bevind nie. Here, ek verstaan nie hoekom het ek hierdie kwaal in my liggaam, hoekom word ek nie genees nie. Here, ek verstaan nie hoekom is die ekonomie so swaar druk op ons en ek weet net nie watter kant toe nie, ek weet nie hoe om links of regs, wat ek moet doen nie. Here, ek verstaan nie. Het jy al so gevoel? As jy nie so gevoel het nie, dan wil ek graag by jy kom koffie drink, want dan is daar 'n paar dinge wat ek by jy kan leer. Geliefdes, ons almal voel dit. Ons almal voel die boosheid van hierdie lewe, ons voel dit, ons ervaar dit. En nou kom Salomo en hy skryf Prediker hoofstuk 4 nie om by 'n maklike antwoord uit te kom nie vir oppervlakkige oplossings nie, want dit kan ons baie maklik vir mekaar gee. Maar selfs Salomo hier in hierdie tydstip van sy lewe kom by 'n eerlike erkenning dat die lewe soms rou en onregverdig pynlik is. Die wêreld probeer nooit die boosheid van wegsteek of jy weet onderduims of dit mooi maak of in en deur dit alles nie. Maar hierdie gedeelte gee vir ons taal, vir ons sig. Dit gee vir ons vrae wanneer ons deur verwarring gaan. En die Bybel bevestig dat ons ervaring van seer regtig eg is. In Johannes 16 vers 33 sê die Here Jesus nie as nie, maar hy sê wanneer julle deur verdrukking gaan. Julle gaan verdrukking hê, daar gaan moeilike tye hê. Romeine 8 vers 22 skryf Paulus en hy sê dat selfs die wêreld, die aarde in sigself is in baringsnood. In Psalm 34 vers 19 lees ons dat die regverdige het baie teëspoed. So dis 'n algemene tema. Dis nie verkeerd om so te voel nie. Dis nie verkeerd om daardeur te gaan nie. Daar gaan tye in ons lewens kom waar ons nie weet wat moet ek doen nie. Daar gaan tye in ons lewens kom waar ons gaan vra. Here, hoekom? Hoekom moet ek hierdeur gaan? Here, waarmee is U besig? En nou moet ons ook raak sien, die feit dat God hierdie vir ons laat opteken het, beteken juis dat hy ontken nie wat ons voel nie. Hy verkleineer nie ons gevoelens wanneer ons soms vra, Here, hoekom nie? En in deur dit voel dit baie keer so, maar hy kyk ook nie weg wanneer ons in omstandighede is waar ons so alleen voel. En dit voel asof ek hierdie groot stryd het wat ek met myself moet stry. Hy's nog steeds daar. Of voel dit nie so nie? En baie keer, geliefdes, het ons vra hier in ons gemoed. Vra as kinders van die Here waar ons vra, hoe vind ek God te midde van hierdie boosheid waarin ek myself beleef, myself ervaar? Hoe maak 'n mens sin van pyn wat nie sin maak nie? Hoe bly ek glo wanneer die lewe my geloof kom skud? Salomo kom skryf Prediker 4, nie as iemand met al die antwoorde nie, maar as iemand wat self op die rand van uitbranding en verwarring gestaan het. Die slimste man wat ooit geleef het, die rykste koning van Israel, die man aan wie God wysheid geskenk het, kyk na die lewe en sê daar is boosheid. Hy kyk na die lewe en hy sien die trane. Hy sien die alleenheid van die mens, hy sien die teleurstelling. Maar wat ons vanmôre hier moet raak sien, is God se uitnodiging, geliefdes, om eerlik te wees. Om eerlik te wees.
Baie keer wil ons onsself boelie, deur om te dink wanneer ek hierdie dinge vra, dat my geloof daarmee heen gaan. Dis nie so nie. Geliefdes, dis oukei om eerlik te wees ten gaande die omstandighede waarin ons onsself bevind. Dis oukei, geliefdes, om die boosheid by die naam te noem. Maar in deur dit het ons ook 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid om so bietjie dieper te kyk en God daar binne te sien. Ek lees 'n verhaal van 'n ou sending tannie. Sy bly op 'n plaas en haar dogter kom kuier vir haar. En hierdie jong dogter vertel vir hierdie ou sending tannie, sy sê vir haar dat die lewe ruk net aan haar, die werk, die kinders, sy's moeg, die land wat onseker is, sy voel in haarself geestelik net leeg. En die tannie glimlag en sy sê vir hom, my kind, kom saam met my, en sy vat haar kombuis toe en sy vat 'n pot en sy sit die pot op die stoof en sy gooi water in die pot en in die pot water gooi sy 'n wortel. En sy neem 'n tweede pot en in die pot sit hom ook op die stoof, maak die water warm en in die pot sit sy 'n eie. Sy vat 'n derde pot, maak hom ook vol water, sit hom op die stoof en in daai pot gooi sy koffieboontjies. En koffieboontjies. Na 20 minute haal sy alles uit en sy vra vir haar kleindogter, wat sien jy? Haar kleindogter merk toe op, die wortel wat kliphard was, hy's nou saag. Die eier wat sag was, is nou hard. En die koffie is heeltemal die water gaan verander. Liefdes, dis dieselfde water. Dis dieselfde temperatuur. Dis dieselfde omstandighede. Maar dit maak saak hoe ons binne daai omstandighede reageer. En wat ons met daai water doen. Ons kan nie altyd die water verander nie. Maar God kan ons binne in die water, kan hy ons kom verander. Prediker hoofstuk 4 sê nie dat die water gaan verdwyn nie. Maar dit kom wys vir ons inteendeel hoe dat God ons vorm daar binne in die water. En hierdie gedeelte is net so op toepassing van ons. Dis op toepassing vir die mense wat in stilte ly. Ons ken baie sulke mense wat sit met 'n kwaal in die hart, maar dit nie altyd openbaar nie. Mense wat uitgeput leef, wat van die een werk na die een verantwoordelikheid na die volgende een moet spring, daar is nie rus nie, hulle is uitgeput. Mense wat eensaam is, al is hulle omring deur mense. Mense wat diep teleurgesteld is in ander. Ons beleef dit elke dag, in alle omstandighede. En tog, te midde van hierdie boosheid, laat die Here ons nie in die donker rondtas nie. Die Here wil vir ons wys dat hy is nie net 'n God van die blink dae nie, maar hy is ook 'n God van die gebroke dae. Hy is nie net die God van bergtoppe nie, maar hy is ook die God van die valleie. En Prediker 4 gaan ons vanmôre help om dit raak te sien. Om die wêreld eerlik te sien. En nog belangriker, om God in die middel van dit alles, teen al die boosheid, net weer te besef dat God is daar. Die eerste gedagte wat ek vir u wil voorhou, is dat God sien jou pyn, selfs wanneer ander dit nie sien. Salomo skryf en hy sê, daarna weer het ek gesien al die verdrukking wat onder die son plaasvind en kyk, daar was trane van verdruktes en vir hulle was daar geen trooster nie. En aan die kant van hulle verdrukkers was mag, maar daar was vir hulle geen trooster nie. Daarom het ek die dooies wat lankal gesterf het, gelukkig geprys bo die lewendes wat nog lewe en gelukkig bo hulle albei hom wat nog nie gewees het en die verkeerde werk wat onder die son plaasvind nie gesien het. Sien, wanneer Salomo hier in Prediker hoofstuk 4 rondkyk,
sien hy 'n wêreld gevul met lyding, hy sien 'n wêreld gevul met pyn. Hy beskryf mense wat huil onder die hand van onderdrukkers, maar niemand staan langs hulle nie. En dit was baie mooi tipes gewees van die antieke wêreld. Jy sien in Salomo se tyd was die regerings en die regstelsels baie keer korrup gewees. Die maghebbers het hulle posisies misbruik om hulle eie gewin te kry ten spyte van die mense wat hulle seermaak. Gewone mense het geen stem of beskerming gehad nie. Dit was in Salomo se dag. Gelukkig vir ons vandag is dit al uitgesorteer. Dis baie beter. Reg, ons het 'n regering op wie ons kan vertrou want hulle is nie korrup nie. Ons het nie maghebbers wat druk op ons uitoefen nie, glad en al nie. En die algemene mens het beskerming, maak nie saak waarheen hulle gaan nie, né? Alles uitgesorteer. Ons is sharp. Die duiwel kom nie met nuwe triks nie. Hy trek net vir hom 'n ander baadjie aan. Dit wat Salomo beleef het, geliefdes, beleef ons vandag nog net so. Nog net so. Salomo as koning kon die volle prentjie sien, want jy sien, hy het toegang gehad tot die die hof. Hier kom 'n tangtwister. Die hof aangeleendhede. So in al die howe, waar die groot sake plaasgevind het, omdat hy die koning was, kon hy daar gesit het. En hy het na alles geluister, hy het na die stories geluister van die onskuldiges wat deur die maghebbers verdruk word. Hy het dit alles gesien. Hy het die gewig van mense wat in sy koninkryk was, wat misbruik was, het hy eerstehands beleef, en hierdie werklikheid het Salomo se hart gebreek. So erg dat hy die dooies, die lewendes bestraf het om te gesê, dis beter om dood te wees as om lewendig te wees. Sy woorde weer klink baie ander skrifgedeeltes. Dink byvoorbeeld aan Asaf. Asaf skryf, hy sê, want ek was afgunstig op die onsinniges toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Want daar is geen kwellings by hulle nie, gesond en vet is hulle liggaam. En die moeite van sterwelinge is hulle nie, en saam met ander mense word hulle nie geplaag nie. Daarom is die trots om hulle soos 'n halssieraad, die geweld bedek hulle soos 'n gewaad, hulle oë pyl uit van vet, die inbeeldinge van hulle hart loop oor, hulle spot en spreek in boosheid, verdrukking, hulle spreek uit die hoogte. Sien jy dit? Asaf het daar gestaan en gesê, kyk hoe goed gaan dit met die wat die Here nie volg nie. Habakuk het dieselfde gedagte geuiter. Hy sê, hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie, skreeu ek u geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë en daar is stryd en twis begin. Daarom verloor die wet sy krag en die reg kom nooit meer tevoorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige. Daarom kom die reg verdraaid tevoorskyn. Geliefdes, hoeveel van u het nie al so gevoel nie? As jy so wil voel, gaan staan asseblief in die queue daar by Home Affairs. Sal dit baie vinnig beleef. Baie vinnig. En geliefdes, Salomo sê nie hierdie dinge om mense moedeloos te maak nie. Maar dit is ook nodig dat ons eerlik is aangaande die omstandighede waarin ons onsself bevind. Eerlik te wees oor die wêreld waarin ons leef. 'n Wêreld waar pyn soms ongemerk en onbeantwoord lyk. Die wêreld het verander, maar die hartseer van Prediker hoofstuk 4 is nog steeds hier. Daar is mense wie se trane nie raak gesien word nie. Daar is gelowiges wat lyding dra waarvan niemand weet nie. Daar is 'n vasgevangenheid, mishandeling, onreg, gebroke verhoudings, stille depressie wat agter 'n glimlag weggesteek word. Geliefdes, baie mense voel vandag presies soos die verdruktes in Prediker se tyd. Daar is baie mense vandag wat sê daar is niemand wat sien nie, daar is niemand wat verstaan nie. Maar kosbaar dat in die middel van dit alles kom die evangelie en hy slaat hom in die middel deur. Want God sien wel. God sien dit alles.
Jy sien, daar waar mense se oë toemaak, is dit daar waar God se oë oopmaak. Die Bybel bevestig dit deur en deur. As ons net kyk na Psalm 110 vers 14, U het dit gesien. Want U aanskou die moeite en verdriet sodat 'n mens dit in die hand sal gee. Aan U gee die ongelukkige dit oor. U was 'n helper van dit gewees. Eksodus 3 vers 7 en die Here het gesê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is en ek het hulle jammerklaagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Psalm 34 vers 16, die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Geliefdes, God is teenwoordig. Altyd deur teenwoordig. Hy is teenwoordig, geliefdes, in die pyn wat jy vanmôre nie kan uitspreek nie. Hy is bewus van die trane, geliefdes, wanneer jy hier in die kar gaan klim en daar by die huis gaan kom in 'n stille hoekie gaan sit, is hy bewus van die trane wat jy daar in die stilte gaan afvee. Hy is nie afwesig wanneer jou wêreld swaar word nie, hy is juis daar naby. In 'n wêreld waar pyn dikwels onsigbaar raak, bly God se oog vas op jou. Jou nood verdwyn nie daar in die massa nie. Dit word deur die Here opgemerk en onthou en hy dra dit self. Geliefdes, Psalm 34 vers 19. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Hy is naby. Maar soms, net soms, plaas ons te veel van ons inligting en ons energie op die omstandighede en hoe boos die wêreld is, in plaas daarvan om 'n tree terug te staan en te draak te sien waar God eintlik betrokke is hier in die boosheid. Geliefdes, ek weet nie watter kwaal jy in jou hart dra vanmôre nie. Ek weet nie hoe naby die trane vanmôre mag sit in jou eie gemoed nie. Ek weet dit nie, maar U weet dit. Maar in hierdie oggend kom die Here en hy sê, ek is naby jou gebroke hart. Ek wil jou help. Ek sal jou deurdra. Moenie kyk na die wêreld nie. Kyk na my. Ek sal jou deurdra ten spyte van wat die wêreld sê. In die tweede gedagte kan ons raak sien dat God ken jou uitputting. Hy ken die moegheid binne jou. Hy skryf, Salomo skryf, hy sê verder het ek gesien dat al die moeitevolle arbeid en al die bekwaamheid by die werk naaiwer is van die teenoor die ander. Ook dit is te vergeefs en 'n gejaag na wind. Die dwaas vou sy hande en eet sy eie vlees op. Een handvol rus is beter as al twee vol moeite en 'n gejaag na wind. En weer het ek vergeefse moeite gesien onder die son. Daar is een alleenig sonder 'n tweede. Ook het hy geen seun of broer nie, tog is daar geen einde na al sy moeitevolle arbeid nie. Sy oë kry ook nie genoeg van rykdom nie. Vir wie tog vermoei ek my en laat ek my siel gebrek ly aan die goeie. Ook dit is te vergeefs en 'n verkeerde saak. Jy sien, wanneer Salomo nou bietjie verder kyk na die lewe rondom hom, sien hy iets anders wat die mense afbreek. En dit is die eindelose jaag na meer en meer en meer. Hy beskryf 'n samelewing waarin mense nie uit 'n roeping of 'n vreugde werk nie, maar uit nait, uit kompetisie, uit jaloesie. Elke prestasie van die een wek afguns by die ander een. En so word almal vasgevang in 'n kringloop van vergelyking en innerlike uitputting. Sien ons dit? Ja, ons sien dit. Een karmaatskappy, ekskuus ek alles deurtrek karre toe, maar een karmaatskappy wat dit fantasties nagesien het is BMW. Weet julle hoekom val BMW se waarde so vinniger as Mercedes in? Die facelifts. BMW bring omtrent 3 facelifts uit voordat Mercedes 1 uitbring. Dit is so moeilik om die nuutste BMW te ry. En so sien ons sodat almal daai nuutste BMW najaag. Ek moet die nuutste een ry, ek moet die beste een ry. Alles moet reg wees. Ons sien dit in ons wêreld vandag. In Salomo se tyd
was rykdom 'n teken van status. In Salomo se tyd was arbeid swaar en handmatig en uitputtend. In Salomo se tyd was sosiale druk groot, veral in die hof onder al die amptenare. Gelukkig vandag het dit alles verdwyn. Ons kyk nie meer na mense wat geld het om hulle te verhef bo ander nie, né? In die wêreld daar buite. Die arbeid van vandag het baie makliker en ligter geword. Sosiale druk daar in die hof is, it's a walk in the park, soos die Engelsman sou sê. Is ek reg? Glad nie. Dis nog presies dieselfde. Presies dieselfde. En soos wat ek nou gesê het, Salomo het die hoflewe geken. Mense wat hulle hele lewe gebou het op erkenning, op posisie en op invloed. Hy het gesien hoe hierdie mense gejaag het, mense leeggelaat het, so leeg dat party eensaam en verryk geword het, maar geen ware vreugde binne hulle self gehad het nie. Geen. Hulle het baie, maar hulle het niks rus vir hulle siel nie. Hulle het sukses, maar geen vrede. En die skrif bevestig hierdie Salomo, toe hy nog slim was, het geskryf, 'n rustige hart is die lewe vir die vlees, maar 'n hartstog is 'n verrotting van die gebeente. En geliefdes, as jy die hele tyd daar die nuutste BMW gaan najag, hy gaan jou verrot. Want daai paaiement, magies. Ja, gesien wat is die paaiement op nuwe karre? Dis chaos. Prediker 2 vers 11 het hy geskryf en ons het dit behandel. Toe het ek gekyk na al my werke wat my hande tot stand gebring het en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het. En kyk, dit was alles te vergeefs en gejaag na wind. En daar was geen voordeel onder die son vir al hierdie werk nie. Niks nie. Maar nou gaan ons 'n bietjie van net die tafels draai. Want Salomo beskryf nie hier net 'n ekonomiese probleem. Dit is maklik om na die ekonomie te kyk en te sê die ekonomie is die probleem. Hy kyk eintlik na 'n sielkundige probleem. Hy kyk na 'n hart wat nooit rus kry nie. En ons wêreld is in hierdie tydstip niks anders nie. In baie opsigte is dit moeiliker. Ons lewe in 'n kultuur waar alles net vinniger en vinniger word. Ek meen, ek wil myself byskaar by juist dit. Jy weet, 2-minute noodles. Ek eet hom in 'n minuut 30 sekondes. Ons kan nie wag nie, alles moet vinnig. So, vinnig wees. Die wêreld vandag gaan oor alles waar mense net beter en beter moet presteer. Waar jy jouself voortdurend moet bewys. En geliefdes, dan wil ek nie eers praat oor sosiale media. Die grootste klug onder die son vandag is iemand se Facebook profiel. Magies. Daar lyk alles idillies. Maar geliefdes, alleen daar by die huis is dit 'n heeltemal ander storie. En geliefdes, gebroke moegheid word die norm van ons dag. Moeg vir mense se verwagtinge. Moeg vir jou eie mislukkings. Moeg om te voel dat jy nooit genoeg is nie. Moeg vir die lewe waarin jy altyd agter jou eie asem moet aanhardloop. Maar in hierdie moegheid, geliefdes, staan God nie ver nie. Hy aanskou dit ten volle. Hy nooi jou om na 'n ander manier te leef. Dis toe die evangelie werklikheid geword het, toe die evangelie van krag geword het, toe kom die uitnodiging daarin om nie gedryf te word deur prestasie nie, maar deur vrede. Om nie te leef deur 'n vergelyking nie, maar jou eie identiteit gegrond in hom. Om nie te leef in 'n uitgeputte lewe van jaloesie nie, maar om 'n lewe te leef gerus in sy sorg. Die Bybel bevestig dit. Ons kan vir ewig hieroor praat. Jesaja 40 vers 29 sê, is 'n belofte. Hy gee die vermoeides krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.
Psalm 127, te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee hy dit aan sy beminde in sy slaap. In die Nuwe Testament vind ons dit waar die Here Jesus staan in Matteus hoofstuk 11, staan die Here Jesus daar en hy aanskou die skare, hoe dat hulle van een punt na 'n ander punt toe hardloop, van die ding na daai ding, van daai ding na daai ding, en hulle hardloop en hulle skarrel en oralste, en in vers 28 sê hy vir hulle, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Dit is nie nodig om te skarrel nie, geliefdes. Wanneer die wêreld jou uitput deur vergelyking en kompetisie, herinner jouself daarin dat jou waarde nie lê in die prestasie wat jy bereik het nie, maar in jou verhouding tot God. Jesaja 30 vers 15 lees ons daar, want so sê die Here se eie woorde, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag. Dis waar ons dit vandaan kry. Nie in die BMW nie, nie in die goeie werk nie, nie in hoe groot en alles wat ek het nie, daar by die Here. In die derde gedagte sien ons vanuit Salomo dat God weet hoe diep alleenheid kan seermaak. Hy sê daar vanaf vers 9 skryf hy sê 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder as 2 bymekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan albei hom teestand bied, en 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie. Nou kom Salomo en hy skakel oor van uitputting na iets selfs skerper, die pyn van alleenheid. En hy gebruik eenvoudige alledaagse beelde om diep geestelike waarhede hier te beskryf. Hy begin daardeur om te sê dat 2 mense kan mekaar optel as hulle sal val. 2 kan mekaar warm hou in die koue nag. 2 kan vyande makliker oorwin as 1. 'n drievoudige tou, 'n beeld van 'n gehegtheid wat nie gou gebreek word nie. Nou hoekom sal hy dit sê? Hoekom gaan hy nou oor na hierdie gedagte toe? Moeilik om te dink dat selfs Salomo die werklikheid van isolasie geken. Jy sien, die wêreld staan terug en ons dink dat as jy 'n goeie werk het met 'n baie groot salaris en ek het die duurste kar, ek het die grootste huis, dat daardie persoon gelukkig is. Maar hier kom Salomo en hy wys vir ons die teenbeeld met al die rykdom en die wysheid en die kennis en die prestasie en alles wat hy het, sit hy in 'n staat van alleenheid. Hy sit in 'n staat van alleenheid. Hy het niemand om sy werk mee te deel nie. Hy het niemand om daai sukses mee te deel nie. Innerlik voel hy heeltemal verlate. Die rykste koning wat alles gehad het. En dit behoort vir ons ietsie te laat opbring. Daar in Genesis 2 vers 18 het die Here gesê dat dis nie goed dat die mens alleen is nie. In Psalm 68 vers 7 ek het hom nie, staan daar, God laat die eensames woon in 'n huisgesin. Salomo wys dat alleenheid nie net 'n sosiale probleem is nie, maar dit is eintlik 'n geestelike wond. Want ons leef vandag, geliefdes, in die mees verbonde en die mees eensame generasie in die hele geskiedenis. Sal jy met my saamstem? Ek beny die ou mense. Oom Fanie se size. Dalk nog bietjie ouer. Daai tyd toe huise nie vensters gehad het nie. Beny dit. Waar jy op jou stoep kon gestaan het en kon geryk het wat jou buurman besig is of jou buurvrou besig is om te bak. Maar die mure het opgegaan en toe kry die duiwel iets reg. Wat kry hy reg? Hy sit 'n dingetjie daar in ons huis met 4 antennes.
Ons noem dit wifi. En almal bly rondom die wifi. As ons van een huis na 'n ander huis toe gaan, wat soek ons eerste? Die wifi paswoord. Né? Geliefdes, mense vandag het honderde aanlyn vriende, maar niemand om mekaar se laste te dra nie. Ek sal nooit vergeet nie, ek het 'n berading gedoen van 'n jong man wat met my kom brag het dat hy het 350 WhatsApp contacts. Maar hy sit in my huis sonder 'n heenkome, sonder blyplek. Ek sê vir hom nou bel iemand. Hy kan nie. Facebook. Ek wil nie eens weet hoeveel Facebook vriende ek het nie. Maar ek weet ek het een broeder wat ek kan bel en sê, weet jy wat, ek het moeilikheid, kom nou. In vandag se tyd is huwelike koud. Gesinne leef in een huis, maar hulle is so ver verwyderd uit mekaar uit. Selfs kerkmense, selfs hier in die kerk, kry ons swaar omdat ons te skaam is om sekere dinge te erken. Baie mense huil in hulle kamers sonder 'n enkele mens wat weet. Jy sien, die wêreld kom sê vir ons, maak jou eie pad, maar die Bybel sê dat jy's nie gemaak om daardie las alleen te dra nie. En geliefdes, die Here sien ook dit wat ons in die stilte nie kan verduidelik nie. Hy hoor die ongemerkte sug in die nag. Hy weet van die verlange in jou hart, daar waar niemand verstaan nie. Daar waar jy wens as daar net iemand kon gewees het wat hierdie pad saam met my vat. Die Here roep jou nie na mense toe nie, hy roep jou na hom toe. Jesaja: Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Hebreërs 13 vers 5. Hey, ek was reg volgens. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. En geliefdes, as ons ooit wil praat oor die doel van die kerk, as ons wil praat oor die doel van hierdie gebou, ons gemeenskap saam, dan wil ek u vat na Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Wat was die wet van Christus? Waarmee moet ons dit vergelyk? Was dit nie dat jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en hiermee gelyk jou naaste lief hê soos jouself? Maar jy sien, die probleem het nou gekom dat ons het wifi wat ons 'n WhatsApp verhouding leer ken het. Ons weet nie meer hoe om met mekaar 'n persoon te praat nie. En geliefdes, wanneer ons kom by daardie persoonlike aanhouding en verhouding, sien ons dit in mense se geestelike lewens vandag. Mense weet nie hoe om 'n verhouding met God te kweek nie, want hulle weet nie wat dit is om hulle naaste eens lief te hê. Dan kom dat die kerk nie meer daarby uitkom nie. En ek praat nie van die kerk hierdie gebou nie. Ek praat van die kerk ons. Geliefdes, wanneer laas het jy by 'n broeder of 'n suster gaan sit en net gevra, hoe gaan dit? Kan ons saam bid? Wanneer laas het jy vir iemand gebid? En dan wonder ons, hoekom is die mense in so groot alleenheid? Dawid skryf met selfvertroue, hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskare wees, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en die staf, die vertroos my. Het ons daai vertroue vandag om te sê, ek weet, Here, U is met my. En daardie voorbeeld behoort ek net so uit te leef vir ander. In die laaste gedagte kom Salomo en hy skryf dat God herinner ons dat mense ons teleurstel, maar hy sal nooit. Peter is 'n behoeftige, maar wyse jong man, as 'n ou maar dwaase koning wat nie meer weet om hom te laat waarsku nie. Want daardie een het uit die gevangenis uitgegaan om koning te word, alhoewel hy as 'n arme in die koninkryk van die ander gebore was. Ek het gesien hoe al die lewendes wat onder die son wandel aan die kant van die jong man was, van die tweede wat sy opvolger sou word. Daar was geen einde aan al die mense, aan almal wie se hoof hy gestaan het nie. Tog sal die nageslag hulle hom nie oor hom verbly nie,
so is dit ook te vergeefs en 'n gejaag na wind. En hierdie laaste gedeelte kom hy en hy wys 'n toneel vanuit die politiek van die lewe in sy tyd. Hy praat van 'n jong arme seun wat koning word. 'n Verrassende opkoms. Mense is besig om te juig vir hom. Hulle is vol hoop. Maar 'n paar jaar later kom daar dieselfde mense en hulle draai teen hom. Daardie eerste entoesiasme het verdwyn, daardie nuwe gesigte het verskyn en die ou koning word vergeet. Hier wys Salomo 'n pynlike waarheid oor die menslike hart en die menslike hart, geliefdes, is lojaliteit net so kort. Ek meen, vat die blou bulle. Hoe baie blou bulle is daar nie wat nou oorgaan na die stormers toe? Wel gedaan vir hulle. Maar lojaliteit is net so kort. Mense se geheue is selektief. Ek onthou dit wat ek wil onthou van jou. En geliefdes, mense se opinies verander net so. Vandag like ek jou, môre, ek kon niks met jou te doen hê. Dit was nie net 'n teorie vir Salomo gewees nie. Salomo het hier dieselfde dinge gesien deur sy pa. En onthou vir koning Dawid? Hoe dat Saul eers bemin word en toe hy later verwerp was vir Dawid. Hoe Dawid eers as 'n held was en toe verander hy dadelik in 'n vervolgde man. Die volk wat vir die koning juig gebring het en hom geëer het en alles, en nie lank daarna nie wil niks met hom te doen gehad nie. En ons moet verstaan dat Salomo sê nie hierdie dinge om sinnies te wees nie, maar hy is eerlik met die wêreld waarin hy leef. Dis so. Mense kan hoogs veranderlik wees, maar God nooit. En hoe wonderlik is dit? Ons leef in 'n wêreld waar mense beloftes breek, waar 'n verhouding, ek is vandag jou Facebook vriend, môre is ek geblok. Waar ons sien hoe dat ons op TikTok opinies kan lewer van ander, soms so laat die hele wêreld dit sien. Jy kan iemand vandag help en môre vergeet hulle van jou. Jy kan betroubaar wees, maar mense gaan jou verraai. Jy kan jare getrou by 'n maatskappy werk en skielik net in 'n oomblik in 'n oogwink is dit weg. Jy kan hoe eerlik wees, maar mense misverstaan jou nog steeds. Mense stel teleur, soms baie diep, en hierdie teleurstellings maak ons harte bitter. Dit maak ons geeste moeg, dit maak ons seer, maar dis juis hier waar God ons wil kom troos. Hy wil ons kom troos deur om te sê dat hy wankel nie daar waar die ander een gewankel het nie. Daar waar mense wegstap, daar staan hy nog vas. Waar lojaliteit faal, hou hy vas. Waar harte draai, daar bly God konstant. En is kosbaar dat die woord van die Here dit vir ons bevestig, dat God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat hom sou berou nie. Sou hy iets doen en dit nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. 2 Timoteus sê vir ons dat ons is ontrou in ons wese, maar hy bly getrou want hy kan homself nie verloon nie. Psalm 118 gee vir ons 'n baie mooi opdrag om te sê dis beter om by die Here te skuil as om mense te vertrou. Liefdes, in hierdie wêreld vandag gaan mense jou teleurstel. Die onreg van die mense gaan daar wees. Maar ons word nie geroep om by mense te bly nie. Ons word nie geroep om mense se goedkeuring te soek nie. Ons word nie geroep om by mense aanklank te vind nie, maar inteendeel eers by God, en die Here sal vir ons byvoeg die wat daar moet wees. Die Here beloof dit. Hy sê in Jesaja 54 vers 10, berge mag wyk en heuwels mag wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here jou ontfermer. Geliefdes, ons lewe in 'n wêreld wat baie onregverdig lyk. Ons lewe in 'n wêreld wat baie onregverdig is. Ons verstaan nie altyd die omstandighede nie, ons verstaan nie die krisis nie. Ons weet nie hoekom gaan dit met daai ou so goed terwyl hy die Here nie dien nie, maar danksy die Here dat hy vir ons die evangelie gestuur het. Die evangelie daarin gevind, geliefdes, dat ons nie alleen is nie. Die evangelie daarin gevind, geliefdes, dat wanneer
Die mense se pyn, ons pyn soms onsigbaar lyk vir die wêreld daar buite, dat God sien dit raak. Wanneer 'n wêreld ons uitput en ons leeglaat, weet ons dat die Here gee die vermoeides nuwe krag. Wanneer 'n wêreld ons in alleenheid diep sny en ons daar in isolasie wil plaas, kom die Here en hy sê, selfs daar sal ek jou kom ontmoet. Geliefdes, in 'n wêreld waar teleurstellings onmiskenbaar is, kom die Here en hy sê, ek sal jou nooit teleurstel nie. Vertrou net op my. Daardie selfde Jesus wat by Lazarus se graf geween en gehuil het, geliefdes, ween en huil vanmôre saam met jou. Die Here Jesus wat self moeg geword het, in Johannes 4 vers 6, is verstaan daardie moegheid wat jy in jou hart koester. Die Here Jesus verstaan die alleenheid wat jy in hierdie oggend mag voel, soos daardie oomblik toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Hy verstaan dat mense jou faal. Toe hy vir Petrus gesê het, voor die haan kraai, jy my 3 maal verloor. Hy verstaan dit alles. Die wêreld is gebroke, geliefdes, maar God is naby. Mense stel teleur, maar Jesus hou ons vas. Trane vloei, maar God sien dit. Moegheid druk jou vas, maar Christus dra ons. Alleenheid kom, maar die Gees van God behoort binne jou te wees. Die wêreld is waarlik boosaardig en dis 'n werklikheid, ons kan dit erken. Maar die liefde van God in Christus is nog meer werkliker as dit. Daar waar die evangelie, daar waar ons eindig, geliefdes, is daar waar die evangelie begin. By 'n God wat nie net troos nie, maar 'n God wat red. By 'n Jesus wat nie net verstaan nie, maar 'n Jesus wat oorwin. By 'n Here wat nie net saam staan nie, maar by hom wat uiteindelik alles nuut kom maak. Ons kan vanmôre hier uitstap en vra, Here, hoekom? Ons kan. Ons kan eerlik wees met die Here en sê, Here, kyk na hierdie dinge. Maar dit is belangrik, geliefdes, om nie net in die omstandighede vas te kyk nie, maar om die Here daar binne raak te sien. Want hy staan binne daai omstandighede en hy sê vir jou, kom ek gaan jou wys. Kom ek gaan jou leer. Kom ek gaan jou optel. Kom ek gaan jou trane afvee. Kom ek gaan met jou wees tot aan die volëinding van dit alles. Kom net. Kom net. Geliefdes, mag ons in tye soos hierdie waar die boosheid regtig seëvier, terugkom by die Here Jesus en hom die eer gee, die erkenning van ons hart, dat ten spyte van wat, ten spyte van die vallei waarin ek myself bevind, om te weet dat hy is nog altyd met ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons vanmôre moet eerlik wees, dan gaan ons erken dat die wêreld is boos. Here, as ons in hierdie oggend met onsself gaan eerlik wees, dan gaan ons ook in hierdie oggend vra, Here, hoekom? Ons gaan vra, Here, hoekom gaan dit so goed met die boosheid en so sleg met die kinders van die Here? Ons wil ook weet. Maar ons begeerte, Here, is nie om by hoekom te bly nie. Ons begeerte, Here, is om U in en deur dit alles raak te sien. Ons kyk op, Here, na hom wat roep, kom. En Here, ek ken nie die omstandighede van elke persoon in hierdie gebou vandag nie. Ek verstaan nie altyd, Here, die gebrokenheid van hart, die alleenheid, die teleurstelling. Ek verstaan dit nie, Here, maar dankie dat U dit verstaan. Dankie, Here, dat U naby is. En dankie, Here, dat ons dit nou alles by U voete kan kom neerlaat. En ons kom vra, Here, bied vir ons wysheid, gee vir ons insig.
Lei ons, Here, in U weë en word U asseblief ten spyte van 'n krom en verdraaide geslag word U verheerlik in elkeen van U kinders se lewe wanneer ons met alles op U vertrou. Ons bid dit na mate die woorde van die Here Jesus, sonder U kan ons niks doen nie. In diepe afhanklikheid bid ons dit, Here. Met groot dankbaarheid in ons harte dat daar wel oorwinning is in die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen.